woorde. En ook wat ek bevind het hierdie 10 jaar of aangaande al hoe meer, is dat ek al hoe meer nader aan die Here is. Regtig, ek beleef om in klein dingetjies en ek wil nie eintlik klink asof ek heilig is nie, maar ek glo ek is heilig met almal wat aan hom behoort is heilig. Maar ek is bewus daarvan, baie meer as voel ek die deursnee mens miskien is. Wat het jy nog gevra? Pietro onthou nes ek, net sulke stukkie. My korttermyn geheue is weg, soos in, weg. Ja, dis nog iets wat ek kan sê, ekskuus. Ek kan glad nie meer wiskunde doen nie. Ek kan nie eens twee digit getalle bymekaar tel nie. So my selfoon se calculator werk oortyd. En ek bly weg van enige berekeninge of enige iets, want ek onthou na die 6 weke was ek onder andere na 'n sielkundige toe 'n vrou wat my getoets het. En daar was moeilike wiskundige goed. Dan het ek net enige iets geskryf om weg te kom van dit af. Wat sy gesê het is, sy kan agterkom, ek kan glad nie wiskunde doen, maar sy het ook agtergekom, ek is glad nie geneig tot depressie nie. En daaroor was ek bly, want ek bedoel, ek is 'n positiewe mens, ek sien altyd die ligkant eerder as die donker, en ja, ek dink dis ook net genade. Waaroor kan ons nog praat? Jy het vir my voor die tyd gesê, jy voel soos 'n God se oogappeltjie. Ja, God se witbroodjie, maar dis meer die kinders wat my gespot het daarmee, want ek het regtig, ek besef, as iemand anders het eendag gesê, het jy jou eie breinscan gesien? Sê ek, ja, ek het so flissies gesien, my dokter op sy rekenaarskerm. Ek het blykbaar 3 swart kolle op my brein, en ek sal vir die res van my lewe moet antiepileptiese pille drink, want ek het nie normale breinfunksie. Die laaste 2 of 3 EEG's wat hulle geneem het hulle besluit ek moet maar aanhou met die pille. Maar ek is op die laagste dosis. Ek is op 'n dosis wat ek in die oggend halwe en in die middag in die aand halwe vat. En dis net so dat ek nie, dat ek voel, ek is nie anders as dat ek bestuur en nog alright voel. Ek wil nie graag so afhanklik wees van ander met die bestuur ook nie. Maar Pieter, soos wat ek jou ken, leef jy 'n baie vol lewe en jy is deel van die gemeenskap en jy leef nie op jou eie nie, jy leef en doen baie vir ander mense. Ek dink jy is 'n inspirasie. Ek glo ek moet, selfsug is vir my die lelikste ding wat daar is. En as ek vir mense kan leer om betrokke te raak, soveel as moontlik, dan kyk jy minder na jou eie probleem. Jy sit in treur nie en sal kan as nie. As vir my uitdaging elke dag om so vriendelik as moontlik te wees. En ek is mal oor mense. Mens kan dit sien. En ek is eintlik mal oor baie goed. Ek het baie belangstellings en kleur is nogal een van dit. So as ek die dag bietjie vaal aantrek, moet jy weet, ek voel ook maar bietjie vaal. Ja, ek het 'n interessante lewe. Dit is regtig so, jy het regtig 'n baie interessante lewe. Maar Pietro, ek voel geïnspireerd deur jou en die gebeure en hoe jy dit hanteer, want baie mense kan net gaan sit en gaan lê en sê, okay, dit het nou gebeur en nou kry ek myself so jammer en ek kan nie verder gaan nie. Is daar ietsie laaste wat jy vir iemand wil sê daar buite wat dalk nodig het om dit te hoor? Ek het nogal baie dit geniet om ander mense te gaan sien wat beroerte gekry het. Want byvoorbeeld een dingetjie, in die hospitaal is die gordyne mos altyd toegetrek.
eers in die laaste 2 weke van my in Bloemfontein wees, was ek sodat hulle my buite kon uitvat en ek kon die son sien opkom en alles. Want in haar eerste ruk het hy almal wat die kamer inkom vra ons vir jou, mevrou Spangenberg, waar is jy? Wat 'n dag van die maand is dit en 'n week? En dan antwoord ek net enige iets om hulle van my keus af te kry. Want ek het nie 'n klou nie, want elke dag weet nie eens of dit dag of nag is nie, want dit is heeltyd ligte. Kunsmatige verligting. Beligting. En so wat ek toe nou in die laaste 2 weke vir my seun laat koop het, is 'n lekker ou groot batteryoorlosie by Peppies, dat ek kan weet hoe laat dit is, en ook 'n kalender, van daai wat jy dagies kan aftrek. Dit is my, ek wil altyd geweet het en nou nog, hoe laat is dit? Het is vir my belangrik om te weet hoe laat is dit. Dis hoekom ek RSG permanent aan het, ja, ek dryf my man eintlik teen die mure uit, maar ek wil net weet hoe laat is dit, want nou hoor ek ten minste elke uur of halfuur die tyd. Nee, so daai goed het ek vir die mense geleer, die omstanders van die persoon wat beroerte gekry. Kry dit vir my groot horlosie en gee vir my kalender. En trek die gordyne oop, want ons weet die son is helend. En oor die gebed, ek weet nie of ek daaroor kan praat nie, maar as jy so siek is, dan kan jy nie vir jouself bid nie. Regtig. En dis wanneer ander mense se gebede jou dra. Dis hoekom ek